Goeiedag, baie welkom by sessie 31. Ons is vandag by Sondag 16 en ons gaan kyk na vraag en antwoord 40, 41 en 42. Vraag 40. Waarom was het noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood toe verneder het? En dan kom die antwoord, weens die geregtigheid en die waarheid van God. Weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van sy seun, laat ek hierdie ding van vooraf sê. Waarom was het noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood toe verneder het? En dan kom die antwoord, weens die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die seun van God vir ons sondes betaal word nie. En dan vraag en antwoord 41, waarom is hy begrawe? En dan kom die antwoord, omdat daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. En dan vraag en antwoord 42, as Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? En dan kom die antwoord, ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang tot die ewige lewe. Goed, Skalk, wil jy nog iets oor Pontius Pilatus gesê het van die vorige week? Ja. Ek wil, so ons moet nou oor 4 goede gesels vandag. Die eerste wil ek net gou oor Pontius Pilatus. Nou, die interessante ding is dat daar net 2 mensename in die geloofsbelijdenis is. Die een, Maria, en die ander een, 'n korrupte politicus, Pontius Pilatus. En hoekom sou dit vir ons belangrik wees dat Pontius Pilatus genoem word? Wel, ons sou andersins kon dink dat dit die skuld van die Jode is dat Jesus veroordeel en aan die kruis gesterf het. Hulle het skuld daaraan. Die Joodse leiers het skuld daaraan. En die uitverkore volk van God het die enigste seun van God self verwerp. Dis waarop dit neerkom. Maar nie net hulle nie. Hulle het saamgewerk met die korrupte wêreldregering om dit te doen. En dit sê vir ons iets oor die wêreld waarin ons lewe. Kerk en politiek maak dit partykeer onmoontlik vir God hier op aarde. Wel, onmoontlik is natuurlik nou 'n belaglike woord, want by God is alles moontlik, maar maak dit vir maar ry God se planne in die wiele hier op aarde. Het bring lyding en bring seerkry en vernietiging. Ja, dit is so jy weet, ons kla baie keer oor die politiek. Maar juist Jesus se lyding onder 'n politikus kom sê vir ons dat Jesus ook vir ons kom sterf het vir ons lyding onder die politiek. Ook dit begryp hy. Dit is sy lyding is, as ek my hande in die lug gooi en sê, waar, jy weet, is daar 'n politikus op die oomblik in die wêreld wat nie lieg nie, dan sê Jesus, toe maar ek weet. Ek weet hoe jy voel. Ek het self met hulle te doen gekry. En die ding is, dat hy deur 'n wêreldse regter veroordeel is, terwyl hy eenmaal die regter gaan wees, voor wie ons almal gaan verskyn. Natuurlik gaan hy alles wat ons gedoen het en is op die lappe kom, behalwe net dat ons wat aan Jesus behoort sal vrygespreek word. Omdat ons wat werklik skuldig is, gaan vrygespreek word, omdat Jesus wat onskuldig was, veroordeel is deur 'n korrupte regter, deur Pilatus. Dis die wonderlike omruiling wat ons het. Maar dit plaas ook die dood van Jesus in die geskiedenis dateerbaar in die geskiedenis. Dis met ander woorde, Jesus se lewe, sy kruisiging, sy sterwe, sy opwekking uit die dood is nie 'n mite wat iewers gebeur het nie. Dit is werklike, egte, regte geskiedenis in ons wêreld. Hy het regtig mens geword en hy is hy tot die kruis veroordeel. Daar's nog baie wat ons daaroor kan sê, maar ek dink daarmee moet ons met Pilatus nou klaarmaak. So
waarom begrawe en waarom moet ons ook sterwe? Ja, ons moet eers kom by die vorige vraag, ja, die vraag 40. Waarom tot die dood te verneder? Weens die geregtigheid en waarheid van God, waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot die dood toe verneder het? En nou sê die katekismus vir ons baie mooi, weens die geregtigheid en die waarheid van God kon dit nie anders nie. Hy moes, die God se seun moes vir ons skuld betaal, die waarheid van God. Kom ons steek net 'n oombliekie by daai geregtigheid en waarheid vas. God het gesê dat as ons aan hom ongehoorsaam is, wag daar straf. Punt. En as God nie straf nie, dan het hy gejok. Die waarheid van God beteken dat God hou by sy woord. Daarom kan ek, as daar Paulus sê, moet julle nie wreek nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die toorn van God, ja. Aan die oordeel van God. Dan weet ek, God jok, die Bybel jok nie vir my nie. God gaan nie hierdie ding ongesiens laat verbygaan nie. As die persoon wat dit gedoen het in Jesus is, gaan daar minstens 'n verhoor wees waar hy moet erken hy het dit gedoen en dan die vergifnis van Jesus ontvang, want dit is ek het op 'n stadium gedink, nee, o jette, daar gaan tog nie 'n oordeelsdag regtig wees nie. Ek dink nou, hoe meer ek met die Bybel te doen kry en hoe meer ek oor die goed bid en dink, besef ek, maar die Here daar gaan 'n oordeel wees, want hierdie krisisse in die wêreld, hierdie verskriklike goed wat Israel aan die Palestynë doen, as ek daai kindertjies sien ly, as ek sien hoe word die Christene daar in Pakistan, toe ek daar was, gestenig met bakstene doodgegooi, as ek sien hoe hulle huise aan die brand gesteek word, dis 'n verskriklike goed, as jy dit sien, dan dink jy, maar Here, waar is U? En dan sê die Here, moenie julle wreek nie, ek gaan dit wreek, dit gaan uitkom, hulle sal moet bely dat hulle dit gedoen het, en as hulle nie aan Jesus behoort nie, gaan hulle gestraf word, want dan kies hulle homself hulle straf te vat, of jy behoort aan die Here Jesus, en jy kies dat hy jou straf gedra het, maar dis die waarheid van God, God maak nie beloftes, wat hy nie uitvoer nie, God jok nie vir ons nie, God is nie soos 'n korrupte politikus nie. En sy geregtigheid beteken juis dat as ons onreg doen, gaan God ons daaroor aantree. Hy gaan vir ons sê, en nou, wat het jy gedoen? Ja. Maar in Jesus, my regter is ook die een wat vir my gesterf het, wat vir my sê, wat het jy gedoen? Sal ek sê, liewe Here, U het daarvoor betaal. Dan sal hy sê, alright, ek het daarvoor betaal. Maar die ding is, dis die waarheid van God. So, hoekom moes Jesus hom tot die dood toe verneder? Want hy moes die straf wat God beloof het, iemand moet dit dra. As God ons so gestraf het, was daar niemand van ons oor nie. Dan was die hele mensdom weg. Nou het God vir Jesus so gestraf. En nou kan ons lewe. Maar en God se waarheid word bewaar, want hy straf ons verteenwoordiger vir ons sonde. Ja. Die hele storie net hier skalk oor, dat ons dikwels sê, ons dood is die betaling vir ons sondes dan, met ander woorde, maar die dood is nie ons betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde. En so mens dink al, ons het nou oor 'n oordeel gepraat, die vrees wat by mense leef, interessant van, ons sal in die einde sien, maar tog begin Paulus met ons praat, jy word vergewe en daar is nou vrede tussen jou en God deur ons Here Jesus Christus. So kom ons praat net so 'n bietjie oor hierdie spanning van, as ek nog doodgaan en dan, jy weet, ek dink aan die vage vuur, dan moet ek nou, gaan ek beoordeel word vir my lewe. En dit skep nie nou vrede by my nie. So nee, kom ons, ek gaan nie veroordeel word nie, maar ek gaan verhoor word. Daar's 'n verskil. Ja. Ek gaan verhoor en skuldig verklaar word, maar dit is reeds betaal. My boete is reeds betaal, my tronkstraf is reeds betaal, my doodstraf
nie my tronkstraf, my doodstraf is reeds volvoer op Golgotha, toe Jesus vir my gesterf het. Maar dit beteken nie dat dat alles maar net alright is vir God nie. Selfs die goed wat ek doen as mens wat vergifnis ontvang het, dis nie alright vir God nie. En God sien dit nie maar net deur die vingers nie, met ander woorde, hy hou nie net sy hande voor sy oë en sê, oeps, jy doen nou ding, toe maar ek het dit nie gesien nie. Nee, God het dit gesien, want as iemand anders oor my kla by die liewe Here, as my goeie vroukie vanaand, wanneer sy bid vir die Here sê, maar kyk wat het hy vandag kwyt geraak teenoor my, dis mos nie reg nie, dan sê die Here nie vir haar toe, maar wat, ek het dit nie gesien nie. Hy weet daarvan. Daarom verkondig die Bybel vir ons so oordeel. Maar hy verkondig nie vir ons die veroordeling, want daar is nou vrede tussen my en die Here. Ja. Jesus, my Here, het vir my gesterf. Ek het absolute vrede en vreugde daaroor, en daarom stap ek met 'n vrolike gesig die oordeelsdag binne, en met 'n vrede in my hart die dood binne, want die dood is nie meer 'n straf op my sonde nie, want Jesus het klaar die straf gedra. My siek word nou, en die goed wat nou met my gebeur, is nie 'n straf nie. So sê 'n mamma vir my eendag, want sy het oorspel gepleeg, en toe, maar na die tyd, het sy nou 'n kindjie by haar eie man, en haar man het nie van die oorspel nie. En sy het by my kom bely, want die kind is toe dodelik siek, en is op die randjie van die graf, en sy sê, nou word ek gestraf vir wat ek gedoen het. Toe vir haar sê, nee, Jesus het die straf klaar betaal, hierdie is nie die straf nie, hierdie is glad nie die straf nie, jy word nooit weer gestraf vir wat jy gedoen het nie, want Jesus het vir jou betaal. Dat God eenmaal vir jou gaan sê, maar die oorspel was verkeerd, daar kom ons nie verby nie, want jy weet dit nou self ook. Nee, ek sit net en dink, jy weet, so, Paulus sê dit al mooi, almal is skuldig, en almal is veroordeel. Maar ek wil meer aan anders dink as 'n oordeel, as 'n stuk tuiskoms, want as jy praat van die stuk vrede wat tussen my en Christus nou is, ek wil nie sê dan sondig jy braaf nie, maar jy sondig braaf in die wete half, jy is nie 'n perfekte mens nie. Maar jy word eintlik, so ouer jy word jy eenvoudiger, jy word suiwerder, jy word eintlik van jou menslike krag ontneem, sodat God jou krag kan wees. En om op die einde nie by 'n plek te kan kom waar jy tuis is. Maar steeds daar iets van ons die vrede om te kan sterwe. Want ons praat hierso van waarom moet ons sterwe? Daar's 'n ongelooflike stuk vrede in sterwe. En nie 'n wag van, goed, sterwe nou, tog ook nog 'n finale oordeel nie. Dis iets anderste. Ja, kom net terug by die oordeel. Ek sal nou by die dood kom, maar ek wil net dit klaarmaak. Weet jy, nou onlangs het 'n ou 'n ding in ons belydenis, in ons Bybelskoolgroepie. Ons het 'n Bybelskoolgroepie wat al jare aankom, en dis 'n oud soldaat wat daarin is, en hy het 'n ding bely teenoor ons wat vir hom 'n hel was sy lewe lank tot nou toe. En doodgewoon die feit dat dit uitgekom het, op die lappe gekom het. En ons almal vir hom gesê het, jy weet, maar ons het jou nog lief, en Jesus het vir jou gesterf. Het vir hom soveel bevryding gebring, dat hy, en die lot van ons was in trane, toe hy dit gedoen het. En ek het net weer besef, wat 'n enorme katarsis, wat 'n enorme vrede en vreugde kom daar, wanneer die kwaad wat jy gedoen het op die lappe kom. En as dit op die lappe kan kom, sonder die vrees dat jy daaroor gestraf geword, dis hoe ek die oordeelsdag sien. Die oordeelsdag is die reinigendste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom,
waar ons onsself kan wees voor die aangesig van God en God kan sê, maar jy het verkeerd gedoen en ek kan sê, Here, ek het, en hy sê, daarom het Jesus vir jou betaal. Kom, welkom in by die huis, en soos die verlore seun word ek omhels, en ons gooi 'n groot partytjie daar in die ewige lewe. En die begrafnis, ons dood wat voor ons lê, is nou nie meer dis nie 'n straf nie, dis nie 'n ewige dood nie, dis doodgewoon die poort na die ewige lewe. Ja. Dis dit is nie 'n verskrikking nie. Ek kan eerlik sê, ek het 'n verlange om heen te gaan en met die Here Jesus te wees. Ek het dit in Pakistan besef, terwyl ek in lewensgevaar was op 'n stadium, het ek doodgewoon met groot kalmte vir die ouens om my gesê, ontspan, ek het 'n begeerte om heen te gaan en met die Here Jesus te wees, en ek bedoel elke woord daarvan. Ja. Maar as ek nou bly, dan is dit vrugbare arbeid, maar as ek gaan, is dit vreugde, omdat Jesus vir my betaal het. En as God nou vir my op die mat het, en hy sê vir my, maar jy het nou dit en dit en dit gedoen, dan weet ek, dis die God wat my so lief het, dat hy sy seun laat sterf het vir my. Goed, so dink 'n bietjie oor die volgende. Dink jy dit sou bevrydend wees om vorentoe al jou duistere geheime openlik in die teenwoordigheid van God en medegelowiges wat jou liefhet en te vergewe, te laat uitkom? En dan vir volgende week, dink oor die verskil tussen opgestaan en opgewek uit die dood. Wat sou die verskil wees?